Prys die Here, wat 'n aangename voorreg om weer saam met u te kan kuier op hierdie program Encounters. Net vir u herinner, ons is elke donderdag om 9 uur hier op Kruiskyk en dan herhaling van die donderdagprogram elke Vrydag om 11:30. So ek hoop jy's lekker ingeskakel. Ek sê gewoonlik dat vat jou notaboekie, maak notas, haal jou Bybel uit, alles wat ons oor praat hier, ons praat uit die skrif, maar ons bring die openbaring van God se woord vir u. Ek het laasweek het ek gepraat en ek het vir Pastor Ricardo met my gehad. Hy gaan my weer binnekort join en ek het gepraat oor die laaste een wat ek laasweek ook gepraat was die 2 tipes wyn. Nou ek wil net hierdie ding noem dat dronk mense is ons gewoonlik moeilik is. Hulle is dwars, né? En gewoonlik 'n kuier met 'n dronk mens nou. Het eindig altyd op 'n stry of 'n beklei. So, en ons praat nog geestelik gesproke, dat wanneer ons die slegte wyn drink, wat die leuen en die valsheid van die Christus is. In Engels praat het van the lie and the falsehood of Satan. That is the bad wine. En is die wyn wat ons moeilik maak, is die wyn wat ons dwars maak. En ons wil die nuwe wyn hê. Ons wil die nuwe wyn drink wat die bloed van Jesus is, wat die lewe is, wat die opening van die woord is, wat die geopenbaarde woord is. En so ek is vandag weer saam met u en ons gaan praat oor, ek wil hierdie boodskap wil ek titel Vessel for Honor. En ek gaan met u lees uit 2 Konings en dan lees ons vanaf hoofstuk 4. 2 Konings hoofstuk 4 en dan lees ons vanaf versie 1. Ek lees uit die New King James Version. Verse 1, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour into all those vessels and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. So, hier het ons nou 'n vrou wat nou haar man verloor het, en sy is, ek dink, ek kan vir myself indink, die man was die broodwinner, en hier sit sy, en boonop is daar nou die creditor, die skuldeiser wat ook nou op haar spoor is, en hy dreig om haar 2 sons nou, of haar 2 seuns te vat om hulle slawe te maak. Nou, ek wil hier vir 'n oomblik moet u net dink aan die situasie wat hierdie vrou in bevind. As ek het kan opsom, dan sê ek, hierdie vrou is in 'n donker tyd van haar lewe. Jy sien, die broodwinner is weg, die man, en dit was nie net die broodwinner, maar dit was ook haar man, was die liefde van haar lewe. Hulle 2 was miskien al van jongs af saam. En so sy gaan deur 'n moeilike tyd, 'n donker tyd, maar ook in terselfdertyd moet ons in gedagte hou, geliefdes, dat hierdie vrou sit nou in 'n dilemma, dat die skuldeiser is nou op haar hakke. En hulle soek haar seuns. En as jy sommer net so, haar seuns word gesoekie, maar die skuldeiser wil nou haar seuns slawe maak.
En as ons net vandag moet kyk daarna, dat 'n slaaf behoort nie aan homself, jy moet onthou en in gedagte hou, dat hierdie vrou sit eintlik regtig met 'n probleem. Hierdie vrou sit in 'n donker situasie. As haar seuns nou gevat word hulle die eienaars van iemand anders. Hulle word nou, of hulle word nie die eienaar nie, hulle word die besitting van iemand. Dit sê eintlik letterlik dat hierdie seuns is nie meer gaan daar nie meer as seuns wees nie. Maar nou kom die man van God Elisa en sy nader actually hom vir advies en raad. En Elisa vra vir haar, wat kan ek vir jou doen, vrou? Wat het jy in die huis? En sy sê ek het maar net 'n kannetjie olie. En Elisa beginne vir haar instruksie te gee. Ek wil jy moet my volg, geliefdes, want die Here het vir ons 'n boodskap deur hierdie skrifgedeelte. Ek het in my dink 3 weke gelede toe praat ek oor vanuit die skaduwee na die realiteit. En ek gaan u nou wys dat uit hierdie skaduwee die wet is 'n gebeurtenis uit die wet uit. Maar hoe ons na die realiteit toe gaan kom van hierdie skrif wat onder die wet was. Ek wil u sien hoe mooi die Here die goed vir ons uitwerk. En daarom op hierdie program wil ons we want you to have an encounter with God, an encounter with His Word, and an encounter with people. Ons wil die woord regsny, maar nie te min. So hier sê Elisa, die profeet sê vir die vrou, dat sy moet nou haar seun stuur om oral kanne te gaan leen. Go and borrow vessels. Maar kyk wat sê die profeet, hy sê, dat maak seker dat het leë kanne is. En hy sê, gaan oral en gaan kyk vir leë kanne. En sy het gedoen soos wat die man van God was sê. En toe sy dit gedoen het sy toe ook gedoen wat hy gesê het, agter hy deur toegemaak met haar seuns en die kanne vol olie gegooi. En wat daar gebeur het was 'n wonderwerk, 'n miracle, op grond van 'n instruksie. Maar ek wil nie vandag oor die miracle praat nie. Ek wil vandag praat oor die wessels. Daarom noem ek hierdie boodskap Vessel for Honor. Jy sien dat u moet verstaan, familie, dat ek en u lewe in 'n tyd waar die Here empty vessels soek. Daar's 'n rede vir dit, ons gaan na uitkom. God is looking for empty vessels, and I'm going to explain in a while why the Lord God is looking, He's searching for empty vessels. Dat herinner my aan die skrif in Esegiel, waar die Here deur die profeet praat en hy sê, I was searching for a man and I have found none. And in the same time, in this dispensation, in hierdie tyd wat ek en u lewe, God is searching, God is looking for empty vessels. Jy sien, en dan gaan hy nou sê, hoekom? Ons sien die vermeerdering van die olie. Maar ek gaan nie nou sê, deur die openbaring van God se woord en deur die inspraak van die Heilige Gees, het die vermeerdering, the multiplication of the oil came because of the empty vessels. Jy gaan sien hoe hierdie twee nou verbind. En ons kyk gou vinnig daarna, the importance of the empty vessels. So hier is dit dat, if we mix oil with any other liquid, I'm speaking now in the natural. If we mix oil with any other liquid, the oil will lose its value. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Maak nie saak wat, of het water is, het kan skoon water wees, het kan, maak nie saak wat die vloeistof is nie, maar wanneer dit gemeng word met 'n vloeistof, dan verloor die olie outomaties sy waarde. En nou gaan ek en u verstaan dat nou sê Psalm 119 vers 130, 131, hy sê, die opening van u woord bring lig. Kan u onthou dat die gelykenis van die 10 maagde in Matteus, waar die 5 maagde, die 5 verstandiges het olie gehad, die ander het nie. Die dwaase het nie olie gehad nie. En toe die bruidegom kom,
die koms van Jesus Christus, dis 'n gelykenis, maar dit is ook 'n profetiese woord. En toe ontdek die 5 dwaases, maar hulle het nie genoeg olie nie. Wat het die olie gemaak? Die olie bring die lig. Jy sien, dis die olie wat die lig bring. En as ons geestelik kyk, familie, dan sien ons dat die olie is die opening van die woord. Die opening van die woord bring lig. Die olie is die lig. In die gees gesproke. En nou sien ons ook dat, as ons kyk na die Griekse woord van die geopende woord, die openbaring van die woord, die Griekse woord praat van die rhema. The rhema word, and it means a spoken or a living word. Dit is nie net die skrif nie, soos wat ek en u sal lees in die Bybel nie, maar dit is wanneer hierdie skrif lewendig word. Dis wanneer God ook 'n woord tot my en jou spreek in ons harte, in ons gees, 'n lewendige woord, 'n gesproke woord, wat lig bring in jou lewe. En ons gaan weer praat oor die lig, maar dit is 'n woord wat direk is 'n woord wat persoonlik is 'n woord wat spesifiek is 'n woord wat geadresseer word vir 'n persoon, vir 'n spesifieke tyd, iets for a present need. Het praat van 'n nou woord. En nou sê die Bybel vir ons, dat die profeet sê vir die vrou, dat sy moet hierdie olie vat, en sy moet in leë kanne gooi. As ons kyk na hierdie vrou, en ek wil vandag praat met 'n man van God, ek wil praat van 'n vrou van God. Die vrou in hierdie skrifgedeelte is ook simbolies vir 'n pastoor. Dis simbolies vir 'n man of 'n vrou van God wat voor 'n gemeente staan, wat 'n gemeente bedien. En nou kom die advies, nou kom die inspraak, die counsel van die Here deur die profeet. En hy sê as ek dit nou moet direk oorvat in die gees, en hy sê vir hierdie pastoor, hy sê, kry vir jou leë kanne. Jy sien, baie keer het ek ontdek, vroeër in bediening toe ek in die ministerie gaan en die Here salf my met sy woord. En dan het ek baie kere gegaan en ek bedien die woord en ek besef dat waar ek hierdie spesifieke woord bedien het, 'n openbaring van die woord, dan besef ek agterna dat ek het die woord gewaste. I've wasted this precious oil. Because why? Because the vessels that I was ministering to was not empty vessels. Hierdie wessels het al klaar liquid ingaan. Hierdie wessels was al klaar gevul met so baie ander goed. En van die goed was godsdienst. Dit was tradisie. Dit was die valsheid van die vyand. Dit was die leuen van die vyand. En ek het baie kere ontdek dat ek het die ondervinding gehad dat I've wasted the word of God. Ek het die olie wat God aan my toevertrou het ek gemors, want die kanne was nie leë kanne nie. En nou sê die profeet vir die vrou van God, gaan leen vir jou oral waar jy kan gaan, kry vir jou leë kanne. Want ons verstaan nou dat die leë kan spreek van iets wat, daar's niks wat die olie nou gemeng met kan word nie. Want sodra die olie gemeng word, dan verloor die olie sy waarde. Hy sê eintlik, as ek dit so kan stel, hy sê al gaan jy na Bethlehem, Juda, al gaan jy na die kleinste, na die geringste toe, gaan kry, as jy 'n leë kan kry, bring die kan, gaan na Samaria toe, maak nie saak wie hulle en wat hulle is, maar as jy 'n leë kan in Samaria kan kry, bring die kan, gaan na Visantekraal toe, gaan na Durbanville toe, gaan na Johannesburg, gaan na die Noordkap, Appington, waar het ook al mag wees, go to the highways and the byways, gaan na die agterstrate toe, maar as jy 'n leë kan vind, bring die kan, want is alleenlik in die leë kan, wat die olie kan multiply, die olie is die woord, jy sien die kanne wat nie leeg is nie, They don't have the ability to multiply the oil. They don't have the ability to contain the oil. Because they're not empty. En God is in hierdie tyd, is die Here besig om leë kanne vir hom by mekaar te kry. Jy sien, ek en u moet verstaan, familie. En ek dink jy sit vandag daar en jy luister na my en jy weet, daar's baie dinge in jou lewe.
En ons soek en ons vra die Here vir multiplication in ons lewe. Ons vra die Here vir 'n woord. Ons vra die Here vir 'n deurbraak. Maar hy sien die deurbraak kan nie kom nie, want ek is vol met baie dinge. Ek is vol religion. Ek is vol tradisie. Ek is vol culture. Ek is vol van die eie ek. Ek is vol soos wat ek en Pastor Ricardo van gepraat het. Ek behou soos ek het ontvang het, maar die vraag is, wat het jy ontvang? Maar ek soek 'n deurbraak, ek soek 'n miracle. Die miracle gaan kom wanneer die kan leeg is, wanneer ek bereid is om te wil leer, wanneer ek myself beskikbaar stel, wanneer ek die woord wat God my gee, nie meng nie. So maklik meng ons die woord wat die Here vir ons gee. Die Here het vir ek en jou 'n nou woord, familie. Maar baie kere wat die nou woord blokkeer, is die dinge wat daar is, die dinge in ons lewe. Die leë kan is die persoon. That's the vessel. Dit is wat jy sien hoekom die skade weer nou en dit word 'n realiteit. Ons is die leë kanne. We are that empty, we are the vessels. En it depends, as ek 'n leë kan, of as ek 'n kan wat alreeds goed in het. En in hierdie geval sê die Here, hy soek leë kanne. Hy soek kanne wat regtig wat jy die olie gaan meng nie, wat jy die olie se waarde gaan affekteer nie. Jy sien, godsdienst en tradisie het 'n manier om God se woord kragteloos te maak. Nie dat God se woord kragteloos is nie, maar dit maak dit kragteloos vir die persoon. Dit maak dit kragteloos vir die ontvanger, vir die receiver. Jy sien, en daarom is die klem vandag op die wessel, die klem is op die kan. En die vraag vandag is, wat se kan is jy? Die vraag is ek 'n leë kan, want dis wat God soek. Die Here is baie spesifiek. Jy sien, ons wil baie kere sê, jy moet met die Here spesifiek wees. En wanneer jy vir die Here iets vra, moet jy spesifiek wees. En dit is reg. Maar het u geweet dat die Here is net so spesifiek? Het u geweet dat wanneer die Here praat, is hy ook spesifiek? Al verstaan ons die dinge nie. Maar God praat spesifiek, God praat duidelik. En vandag praat die Here duidelik. Is ek en jy 'n kan wat leeg is? Is dit dalk dat die multiplication kan nie kom nie, omdat ek nie 'n leë kan is nie? Kan dit dalk wees dat die deurbraak kan nie kom nie, omdat ek is nie leeg nie? Ek is vol van baie. Ek is vol van hoe ek dit verstaan. En sien, wanneer ek en jy se mind is al eers klaar opgemaak is, dan is dit baie moeilik. En ek praat vandag nie net met die gemeente nie, ek praat met elke persoon. Ek weet hoe moeilik het kan wees vir 'n pastoor, iemand wat die woord preek. En jy sit en luister na nou hierdie jong man wat met jou praat oor die leë kan en laasweek gepraat oor die wyn en gepraat oor die olie. Maar jy sien, ek en jy moet hierdie fout maak om te oordeel na wat ons sien voor die oë nie. Ons moet luister wie praat. Ons moet luister of die Gees wat die praat, of het uit God uit is. En so kan ons aangaan, familie. Dat die Here, God is so ernstig, die Here sal kinders oprig in hierdie tyd. Ek praat van jong kinders sal God oprig in hierdie tyd. Solank as wat God 'n leë kan vind, het maak nie saak van die ouderdom van hy kan, hoe lank hy kan gemaak is nie. Het maak nie saak van in watter jaargetal hy kan gemaak is nie. As God 'n leë kan vind, ek sê jou, dan sal die Here daai kan gebruik. Daai kan is die persoon en God wil u gebruik. U sien, ek en u moet by 'n plek kom waar ek voor die Here kom en sê, Here, ek is niks, U is alles in my en U is alles deur my. Daar's 'n gedeelte waar die Here Jesus, hy sê dit self en hy praat weer 'n gelykenis. He speaks in figurative language en die Here sê daar, hy sê jy kan nie nuwe wyn in ou leersakke gooi nie. Hoekom nie? Omdat hy sê die nuwe wyn gaan die ou leersak skeer. Die ou leersak gaan bars. Ek gaan nie nou verduidelik, geliefde. Die ou leersak gaan bars as gevolg van die nuwe wyn en dan gaan die nuwe wyn ook verlore. Jy sien die ding, ek het gaan kyk na die leersak, na die gelykenis wat die Here van praat, en ek het iets ontdek dat in die natuur en in die tyd toe leersakke gebruik was, die leersak is 'n container waarin wyn gestoor was. En so wat gebeur dat wanneer die wyn in die sak gegooi het vir die eerste keer,
dan is die wyn nog in 'n fermentasieproses, fermentation proses. It means daar's 'n proses, hy vergis. Dat is die makkeliker Afrikaanse woord, dat is 'n vergissing. Met ander woorde, met die vergissing, dan sit die kan uit, dat is 'n vorming wat plaasvind met die wyn wat vergis. En so, na die wyn vergis het, en die wyn word dan eventually geskink en het word gedrink, beteken dit dan nou dat die leersak was gevorm as gevolg van die wyn. Wat nou gebeur, dat op 'n stadium word die leersak so gevorm, dat wanneer jy nou nuwe wyn in die ou leersak gooi, Here, dan is die leersak nie meer flexible. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, hy gaan nou dan nie die fermentasie, die vergissing van 'n nuwe wyn kan hanteer nie. That's why die Here sê, dat die leersak gaan dan nou bars. Hy gaan skeer as daar nuwe wyn inkom. Dit spreek vandag van die toestand van ek en jou se hart. Dit spreek van die ontvanger, ons is die container. Ek praat van the vessel for honor. Jy sien, en daarom, ons het gepraat oor die nuwe wyn, ons praat vandag oor die olie, maar ek wil hê jy moet sien, waantoe gaan hierdie boodskap, waantoe lei dit naartoe, dat ek en u moet by 'n plek kom, waar ons leeg voor God kom, en ontslaaf word, van allerlei goed wat niks met die waarheid te doen het nie. As dit bevind, as jy sien, daarom moet ons jouself ondersoek, en ek moet sien, as dit wat in my is dit woord, is dit die geopenbaarde woord, is dit ware olie, is dit egte olie, of is dit tradisie, is dit valsheid, falsehood, is it the lie of the enemy, because God kan dan nie regtig deur so 'n wissel werk nie. Ek wil u aanmoedig, ek wil 'n uitnodiging maak vandag. Jy sien dit baie teken, jy gaan na baie dinge kykie. Ons moet onsself oordeel. Paulus skryf ook al oor die nagmaal dit. Hy sê, dat ons moet onsself oordeel, sodat ons nie geoordeel mag word nie. En dis 'n tyd waar ek en jy nou kom, waar ons onsself moet oordeel. Here, is dit wat in my is dit die woord? Is dit die woord wat lig bring? Is dit die olie wat lig bring in 'n donker tyd wat ons lewe? Ek wil afsluit vandag. Geliefde, jy wat ingeskakel is vandag, jy weet dat die Here met jou praat. Jy sien, wat baat dit jy hou vas aan tradisie, wat baat dit, my pa en my pa se pa en my pa se pa se pa het so gedoen, en hulle almal was pastore. Ek gee nie om nie, en ek sê dit met alle respek, as dit wat oorgedra is nie van God af is nie, gaan dit nie helpvol wees vir hierdie generasie nie. Dit gaan nie miracles bring nie, dit gaan nie multiplication bring nie, dit gaan nie deurbraak bring nie. Dit gaan mense lekker laat voel, dit gaan mense laat streel in die gehoor, maar dit gaan nie blywende verandering en vernuwing bring nie. En vandag wil ek afsluit, geliefde, jy sien, ons tyd loop altyd so vinnig uit, wanneer ons regtig waar, when we are caught up with the word of God. En ek weet dat die Here u vandag ontmoet, net daar waar die staan. Onthou om hierdie boodskappe te deel met ander. Jy sal hierdie boodskap kry op YouTube. Jy kan indruk Desmond Berry Encounters en jy kry die boodskap. Jy druk die titel van die boodskap in of die datum and you will get all the sermons. En ek glo die Here het u vandag geseën en ons sien uit. Daar's 'n nommer op die skerm. As jy wil praat met ons, jy kan daai nommer kontak of jy kan 'n WhatsApp stuur en ons sal probeer om vir jou te assist waar ons kan. Maar tot volgende keer, bly en wees geseën in Jesus naam. Amen.